So, vanoggend praat ek met jou spesifiek oor wat sien jy? Wat dink jy? Wat beleef jy? En dit is nogal iets wat vir my baie sin kry as ek besef dat 'n mens, jy weet, ons dink in prentjies. As ek nou vanoggend vir jou sê, hier was toe ek by die kerk kom vanoggend, nee, was hier 'n pink olifant op die kerk se stoep. Wat sien jy? Sien jy die woorde pink olifant of sien jy die pink olifant? Nee, is dit nie so nie. Ons dink en sien in prentjies. Dit waaroor jy dink deur die dag, skep 'n beeld, 'n image in jou gedagtes. En dit is baie keer as mens regtig begin bid en jy die Here se teenwoordigheid soek, dan wys hy partykeer, hy wys vir jou iets. Jy weet, partykeer beleef jy iets in die natuur en dit is asof die Here vir jou iets uit daai prentjie wat jy sien, is dit asof jy iets beleef, iets verstaan, iets dieper dink, nee. En ek dink dit het ook iets te doen met die feit dat ons na God se beeld of in Engels die image of beeld van God geskaap is, die vermoë wat ons het, dat gees kan ontmoet en dat ons seker goed kan beleef, seker goed kan raak sien wat die Here vir ons oopmaak. En jy weet, hy wil dit vir almal doen. Hy doen dit nie net vir die pastore nie. Hy doen dit nie net vir die ouens wat die dik boeke skryf nie. Hy doen dit vir elke liewe mens. Kinders beleef dit partykeer. Weet jy, droom iets. Partykeer maak kinders goed bekend aan ouers en dan dink die ouers na die tyd, "Jo, waar kom hierdie kind hier aan?" Wat sien jy? Ons weet om hierdie insig te kry ook. Ek gaan 'n paar gedeeltes vir jou noem, maar daar's 'n spesifieke gedeelte wat ek vir jou gaan lees. Romeine 12 vers 1 en 2 weet ons moet ons denke word vernuwe, né? Deur die woord en so word ons denke vernuwe. Omdat ons toegewyde mense is, word ons denke vernuwe. En wat is die resultaat? Dan weet ons wat is God se wil vir ons, né? Sy aanneemlike perfekte wil vir ons spesifiek. Die Here is as toegewyde mense begin goed raak sien wat ander mense nie raak sien. Ons weet ook wat Efesiërs 4 sê. As hy sê jy moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink, né? En dan hoor wat sê, dit het ons baie al gesê, jy moet op 'n nuwe geestelike manier dink. Maar hoor wat sê vers 24 van Efesiërs 3. En jy kan in jou eie vertaling gaan kyk daar. Maar hoor wat sê vers 24. Hy sê, dis Efesiërs 4 vers 23 het ek klaar gesê, nuwe geestelike manier dink, vers 24 sê, hy sê, ja, trek die nuwe mens so skoon klere aan, die mens wat na God se beeld geskaap is, iemand wat werklik reg lewe voor God. Jy sien die toegewyde lewe. Die nuwe mens leef 'n toegewyde lewe. Die nuwe mens dink anders oor dinge. So die nuwe mens begin dinge op 'n ander manier sien as normaalweg, né? Baie keer sê, ek weet dat, ek sien dit nou. Né? Dan sê hy so wat werklik reg lewe vir God en werklik aan hom toegewy is. Toewyding aan die Here is dit wat ons geestelike sig oopmaak. Ons lees ook natuurlik dat byvoorbeeld in 2 Korintiërs 5:7 gaan ek net vir jou noem. Hy sê ons leef deur geloof, nie deur te sien nie. Daai sien praat van fisies sien, né? Dit is nie deur wat ons fisies, maar dit jy spesifiek ons geloof is dit wat ons geestelik raak sien. Dis waaruit ons lewe. En dan gaan ek nou vir jou die gedeelte lees in Efesiërs 1. En ek lees hom vir jou hier van vers 15 af. En ons weet dat die Efesiërsbrief of Efesiërsboek word ook gesien as die Mount Everest van die Nuwe Testament, né? Want dit het spesifiek te doen met 'n meer intieme lewe met die Here. 'n lewe waar jy regtig innerlike krag beleef, soos wat Paulus ook later bid. Maar hoor wat staan hierso. Hy sê die nuus dat julle in die Here Jesus glo en die liefde aan al God se mense bewys, maak dat ek ook nie ophou om vir julle te dank nie. So met ander woorde, hy die nuus oor hoe hulle lief is vir mekaar, die nuus oor hoe hulle dit bewys dat hulle God se mense is, maak dat Paulus verbid. Hy sê ek dink aan julle in my gebede en vra dat God
van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie al die heerskappy behoort, aan julle geestelike wysheid en, hier staan spesifiek Nuwe Lewende Vertaling, en insig sal gee. Spesifieke insig sal gee, of die gees van wysheid of openbaring sal gee, is in die grondteks so. Maar vers 18 sê, mag God julle harte so verlig, so dit is 'n innerlike geestelike sig, julle harte so verlig, dat julle sal insien, wat 'n wonderlike vooruitsig sy roeping inhou. Mag julle weer 'n keer insien hoe 'n ryk heerlikheid dit is dat God sy eie mense vir hom as 'n erfdeel verkry het. Weer 'n keer, mag julle insien hoe enorm groot die krag is wat God gebruik vir hulle wat glo. Mag jy ook vandag insien hoe enorm die krag is. Die insig wat die Here vir jou gee. Maar weet jy wat? Is dit nie so? Dink gou 'n bietjie daaraan. As jy iets begin verstaan, voel jy sleg daaroor? Of voel jy goed daaroor? As jy iets begin verstaan, dan begin jy raak sien wat jy moet raak sien. En hierdie insig in die geestelike goed maak ons bly. Ek gee wonder Paulus sê ek dank die Here as ek hoor. Want wat het hy gedoen? Hy het agtergekom hierdie ouens het insig want hulle is lief vir mekaar. Hulle glo, hulle stap die pad. En dan begin hy vir hulle bid. En hy bid spesiaal vir hulle hierdie dat hulle hierdie wysheid en insig en sal insien wat God regtig vir hulle oopmaak. Hoor wat sê die volgende paar verse. Hy sê dieselfde gemagtige sterkte was ook in die werk die God Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoor vers 21. Nou is Christus hoog verhewe bo elke owerheid en gesag en krag en heerskappy, ja, elke noemenswaardige instansie, nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in die wêreld wat kom. So Christus, Jesus, en dit is ook wat die Heilige Gees doen, hè? Ons lees in Johannes, hy sê, hy sal julle alles herinner aan wat Jesus gesê het, alles herinner. Wat maak daai herinnering? Daai herinneringe maak dat hulle sal anders dink, dat hulle die lewe anders sal sien, dat hulle dit anders sal beleef, dat hulle werklik sal verstaan. Dan sê die vers 22, hy sê God het alle dinge onder sy beheer gestel en hom ook as hoof van alles in die kerk gegee. Die kerk is sy liggaam in die volheid van God, wat alles in elke opsig met sy teenwoordigheid vul. Jesus is die een wat ons insig gee, geestelike goed, en wat eintlik vir ons die pad kom. Sonder dit sal jy in elk geval niks verstaan. Dit is eenvoudig hoe dit is. Dit is eenvoudig dit wat hy self vir ons kom wys het en ons gaan dit net nou sien. Om God met ander woorde raak te sien of te ken in alles wat jy doen. Daai om hom te ken in alles wat jy doen. Of om te vertrou vir alles wat jy doen. Is eintlik om hom raak te sien in elke situasie, te vertrou in elke situasie, en dit is dinge wat, en dan verander dit eintlik regtig alles. Ons net Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê dit. Dan sê hy ook spesifiek, moenie daar op jou eie insig staan maak nie. Jy weet, ons eie insig kan partykeer maak dat ons nie dinge sien soos wat ons dit moet sien. Die wêreld is nie regtig soos wat dit is nie. Die wêreld is eintlik soos wat jy is. Ons het bewyse daarvoor, en dit het ek gesê nou die aand met die toe ons sel begin. Jy kan in 'n gemeenskap beweeg wat kom ons sê verskriklik arm is. Maar die mense is gelukkig. Jy kan sien, hulle is okay, hulle is. En dan kan jy ook by gemeenskappe kom waar mense regtig genoeg het, en maar ek sal vir jou sê, hulle is nors en hulle is onvriendelik en hulle is nie lekker mense. Nou sê ek nie almal wat iets het is nou altyd kwaad of nie vriendelik. Maar jy kan dit sien, mense wat in 'n spesifieke situasie heeltemal anders reageer. Want party sien seker goed raak en party sien seker goed nie raak nie. Party beleef iets, party beleef dit nie. Party het daai vrede met die Here, party het nie. Jy sien, moet jy het insig deur die Heilige Gees nodig in jou situasie en dit verander natuurlik alles. Sodat ons dinge kan sien
vir wat dit werklik is. Dis eintlik wat moet gebeur. Om dinge te sien vir wat dit werklik is. Hulle het eendag so 'n eksperiment gedoen. Ek dink amper is 'n storieetjie wat uit Indonesië uitkom. En ek kan nou nie die detail heeltemal alles onthou nie. So as jy dalk die storie ken en ek vertel hom dalk nie heeltemal soos wat dit is. Kry die boodskap. Hulle het iemand gevat wat 'n paar ouens gevat wat blind was. En dan het hulle by hierdie olifant laat staan. Een het hulle by die olifant se been laat staan, een by sy oor laat staan, een by sy slurp laat staan, een by sy stert laat staan. En vir hulle gevra, hoe dink hulle lyk 'n olifant? En een by die been het gevoel, hy het gesê, "Joe, 'n olifant is soos 'n pilaar. Dit moet soos 'n pilaar wees." En die ander by die oor het gevoel, hy sê, "Nee, ek dink 'n olifant is soos 'n blaar." En die een by die stert het gevoel, hy sê, "Nee, ek dink 'n olifant is soos 'n tang." Die een by die slurp het natuurlik gesê soos 'n pyp. Almal het by dieselfde olifant gestaan. Die olifant het nie verander nie, maar die siening rondom dit het verander. So hoe ons na dinge kyk, die wêreld is nie regtig soos wat dit is. Maar dit is hoe ons daarna kyk, baie keer. Die realiteit is, dit is 'n olifant, maar hoe ons dit beleef, kan baie keer 'n bietjie anders wees. Jesus kom en dan kom wys hy vir ons byvoorbeeld wie die Vader is. Hy doen alles wat die Vader vir hom wys. Alles wat hy sien die Vader vir hom wys en alles wat die Vader doen, dit doen hy. En hy sê dit vir ons in Johannes 14. Hy sê ook daar, hy sê in die Nuwe Lewende Vertaling sê sy gedagtes is nie van homself nie, maar van die Vader. Dit wat hy doen is wat tot Jesus het gewerk met dit wat hy gesien het van die Vader. 'n Openbaring of as ons dit 'n openbaring noem, is dit wat jy sien of dit wat duideliker word of dit wat jy beter verstaan of dit wat vir jouself begin uitmaak of dit waarin jy insig kry, dit wat die Here vir jou wys. Weet jy, ons is besig nou met hierdie reeks en hierdie kan dalk die laaste een wees van die reeks van die drie eenheid en hoe ons as liggaam, siel en gees is en hoe ons werk as die liggaam en hoe ons dink as die liggaam en hoe ons nou sien as die liggaam. En dan sê Hebreërs 11, ons ken Hebreërs 11 baie goed, maar ek gaan vir jou 'n paar verse net lees uit Hebreërs 11 wat spesifiek praat oor die geloofshelde. En hoor wat sê hy daar? Hy sê, wat is geloof? Hy sê, geloof is, Nuwe Lewende Vertaling, kyk hom in jou vertaling ook. Hy sê, wat is geloof dan? Die vers net voor dit sê, dat ons uit die geloof sal lewe, né? En dan sê hy ook daar, en die wat dit nie wil doen nie, God wil niks met hulle te doen hê nie, want dit gaan oor geloof. Nou vertrou in hom, dan sê hy vers 1, hy sê, wat is geloof dan? Dit is 'n vaste versekering, dat die dinge waarna ons uitsien, jy sien, dis die geestelike sig, die dinge waarop ons hoop. Hy sê, inderdaad sal gebeur. Dit is 'n bewys dat God die dinge wat ons nog nie sien nie, nog nie kan sien, waar sal maak. So hierdie is nie 'n fisiese sig nie, dis 'n geestelike sig. Hoor wat sê vers 3. Hy sê, omdat ons glo, verstaan ons dat God deur net 'n woord te spreek, die ganse heelal geskep het. Dit wat ons nou kan sien, het dis nie uit sigbare dinge ontstaan nie. So dit is dieper as net 'n fisiese sig. Vers 13 sê daar, terwyl hulle nog steeds geglo het, het hulle almal gesterf, want daar was beloftes wat God gegee het, hè. Hy sê sonder om die vervulling van God se belofte te beleef. So daar's ook die wat gesien het, maar wat dit nooit beleef het nie. En dan sê hy hierso, hy sê hulle is egter hulle het egter in die verte gesien en begroet. Kom ek lees op net weer. Hulle het dit egter in die verte gesien en begroet en erken dat hulle hier net vreemdelinge en bewoners is. Daar sekere goed wat ons eers wat vir ons wag.
Die volgende vers praat van, of 2 verse daarna sê, hulle het hierdie hinkering gehad na 'n nuwe plek om te bly. Daar was 'n hinkering, hulle het nie ver gesien, al het hulle nie alles hier beleef nie. Hulle het geweet iets is op pad, want hulle het iets in die verte gesien. Die profete wat geprofeteer het 600 jaar voor Jesus, het iets van Jesus gesien, maar het ook besef, dit is nie vir hulle tyd nie, dis iets wat gaan kom. Sien so, wat sien jy in jou lewe, rondom jou lewe? Wat sien jy? Sê maar oor jou geestelike lewe, jou fisiese lewe. Wat se geestelike sig het jy oor jou huwelik, jou kinders, jou bediening, jou finansies? Ons moet almal vra, Here, wys my, dat ek ook kan sien oor die goed wat ek ook fisies nodig het. En die geestelike goed, waarheen is jy met my op pad? Daai geestelike visie, wat so belangrik is. Jesus se voorbeeld sien ons in Matteus, en dis hoe hy bedien het. Lees dit saam met my, Matteus 9, vers 35. Dis 'n gedeelte wat ek ook Dinsdag gebruik het met die klein groepie, met die sel. Hoor wat staan daar. Hy sê, Jesus het al, hoor baie mooi, Jesus het deur al die dorpies en kleiner plekkies rond beweeg. Hy het mense in die sinagoges onderrig en goeie nuus van God se koningsheerskappy aangekondig, en hoor hierso, en elke siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. 3 goed wat Jesus gedoen het. As jy gaan kyk na al die evangelies, dan alles opgesom word in hierdie 3 goed waarmee Jesus besig was. Hy het rond beweeg. Mense kan amper sê, die eerste een gaan oor samesyn of gemeenskap, fellowship. Soos wat hulle van plek na plek beweeg het, van groep na groep beweeg het. En ek dink dit was absoluut 'n wonderlike tyd vir sy disippels. Hulle is die hele tyd saam met Jesus. Hulle hoor wat hy sê. Hulle sien wat hy doen. Weet jy wat ek dink? Hulle het nie al hierdie goed gehad wat aandag aftrek soos vandag, soos elektrisiteit met toestelle en selfone en rekenaars en al hierdie invloede van buite wat hulle aandag gesteel het nie. Ek meen, hulle het niks anders gehad nie. Hulle het nie tydskrifte gehad nie, hulle het niks gehad nie. Wat het hulle gehad? Hulle het mekaar gehad. Nou dink nou net so bietjie. Weet ek dink vanoggend daar. Hier sit hulle op die vuur. Kom ons vat byvoorbeeld na die vernedering van die brode. En een sê, Here, dit was eintlik want hulle het gesien, hy dankie gesê, en toe wat doen hy? Hy begin die brood breek. En in een kant sê, hy breek nie, en dan sê hy nog brood. En dit gaan en ek probeer self in my geestesoog sien hoe dit dalk kon gelyk het. En dit maak my opgewonde. En hoe hy breek in die vis, en dit word net meer. En hierdie ouens het na die tyd hulle gesit en praat daaroor. En hulle het op daai stadium sekerlik nog nie besef om dit neer te skryf nie. Maar daar niks anders was nie. Dit was die talk of the town geweest. Hulle het oor hierdie goed gepraat. Hulle het uitgerig nie. Hulle het Jesus sekerlik vrae ook gevra. En hulle het vir mense gaan vertel en hulle het goed begin verstaan en hulle het begin om goed regtig vir hulle self uit te maak. Dink net bietjie daar. En met die laaste wonderlike visvangs, vang hulle 153 visse, spesifiek in detail. Nou daar word baie gesê oor die 153, genade. Wat die Bybel nie sê presies wat dit was nie, almal het maar hulle idee daaroor. Maar wat sê dit vir my? Detail. 153. En so het hulle dit oor en oor vertel. En hy samesyn, ons is ook so. Ons kom by mekaar, ons praat oor ons week, ons praat oor die rugby, ons praat oor dit wat jy, as jy by die sel kom en jy vra vir mense, wat het jy die week, jy nou sê, ek het hierdie week, was ek in 'n situasie en ek het gebid en die Here het my voorsien, daai ou sê hy verstaan dit, of een ou sê, maar ek het hierdie gedeelte gelees, ek verstaan nie lekker nie, wat beteken dit? Jy sien wat doen ons met mekaar, ons begin goed deel met mekaar, en ons begin goed verstaan. Beter verstaan. Dis hoekom ek dink een van die groot goed wat vandag gebeur, dat mense fellowship skiep daar. Dis vandag was nou makliker om 'n YouTube video te gaan kyk van een of ander wonderlike prediker. Maar as jy hier is tussen die mense wat saam met jou skouers stuur,
Hier sien jy, hierdie ou is sad, hierdie ou is bly, ons gesels, ons maak grappies, ons bid vir mekaar, ons deel goed met mekaar. Jy sien, samesyn, van dorpie tot dorpie het hulle beweeg, en vir die mense vertel, wat gebeur het hier, wat gebeur het daar. Dit is wat Jesus gedoen het, en sy disippels. Hulle het nie hulle het baie keer langer op een plek gebly, maar Jesus het baie keer vir hulle gesê, kom ons gaan, ander ouens moet ook hoor, kom ons gaan ander, wat het die vroeë kerk gedoen? Hulle was ook by mekaar gewees, hulle het die brood gedeel, alles wonderlik, en toe raak dit hierdie holy huddle. En wat gebeur toe? Vervolging, almal spat uit mekaar, maar daar waar hulle uit mekaar spat, het hulle gaan vertel, en mense het beleef. Jy sien, samesyn, dit was Jesus se voorbeeld gewees. As jy partykeer vir mense vertel wat die Here vir jou doen, sien hulle ook goeders partykeer op 'n ander manier as wat hulle dit gesien het voor. Jy sukkel dalk met iets en jy vertel vir iemand die Here het vir jou deurgekom, dan gee dit moed, vra en sê, maar as die Here dit vir hom kan doen, weet ek kan hom ook vertrou vir dit. Die volgende wat hy gedoen het, is hy het hulle geleer. Hy het in die sinagoges gegaan en het oor die koninkryk geleer. Dit is, mens kan sê die eerste een is fellowship of samesyn, die tweede een is disippelskap. Nou word hulle geleer. Die woord moet geleer word. Die woord moet gepreek word. Nou word hulle geleer oor nie oor hoe wonderlik hulle is nie, oor God se koningsheerskappy. Nie hulle eie storieetjies nie. Nou word hulle geleer en hulle begin geestelik groei. So jy sien samesyn om mense te leer hoe hardop hierdie goed saam. En dan, die laaste een, soos wat hy beweeg het hy siekes genees, kwale onder hulle gesond gemaak, ensovoorts. En hierdie een noem ons sommer jou ministry, jou bediening. So jou samesyn, jou fellowship, hoe jy saam met mense beweeg, hoe jy geleer word, disippelskap, en dan het jy ook natuurlike bediening. So dit beteken eenvoudig vir ons op grondvlak. Dit wat die Here vir jou wys, dit wat jy self beleef, gaan leer jy nou vir mense. Jy gaan leef dit uit. Mense moet dit sien. As mense dit nie sien nie, mors jy jou tyd. Wat help dit die Here maak iets geesteliks vir jou oop, wat jy sien en jy vertel dit vir iemand. Wat help dit jy onttrek jou sê maar byvoorbeeld van die kerk af of van 'n groepie af, jy stel nie belang nie want dit gaan oor nie, my en I, en net jy moet geestelik groei. Wat help dit jou? Jy gaan stagneer. As jy begin uitdeel, as jy hier uitstap, gaan vertel vir iemand van die diens. Miskien maak die Here vir jou volgende iets so. Moet dit nie vir jouself hou nie. Jesus se disippels, jy sien wat gebeur het, hoe hulle saam was, hoe hulle geleer is, hoe hy gaan bedien het, hy het hulle gewys, gaan doen dit so, gaan doen dit so. As jy regtig geestelik wil groei, kan ek nie sien hoe jy dit op 'n ander manier kan doen nie. Hoe lyk dit in jou lewe? Hoe lyk hierdie goed in jou lewe? Wat jy sien of wat die Here vir jou wys, moet sigbaar word. Anders bedrieg jy jouself. Baie mense maak die kerk cheap. Dis 'n redelike woord, nee. As hulle nie gaan leef, dit wat hulle leer en dit wat die Here vir hulle wys nie. Jy sal agterkom as jy begin vir mense gaan wys, vertel en gaan leef dit wat die Here vir jou wys, wat 'n groot verskil dit in jou lewe sal maak. Eintlik wat Jesus kom doen het met alles, is Jesus het eintlik kom wys dat sy Vader se saak is groter en belangriker as sy eie saak. God se saak is God se saak en dis die belangrikste. Jou saak is tweede, derde, is onder in die lys. God se saak is die belangrikste saak. My gebed is dat die Here vir jou sal wys. En dat jy nie so self of so kwaai op jouself sal fokus, of dalk op ander mense sal fokus, of staan vir God se saak, man. Staan wat vir hom belangrik is. Jy kan weet, die vyand sal altyd jou aandag probeer aftrek. Kyk, jy is so wakker soos 'n akker, tot jy begin Bybel lees.
of wil bid. Dan sê jy skielik die moegheid oor. Jy sal nog besluit om iets goeds te doen, dan kom hy oproep en dan, nee, okay, ek sal dit later en dan vergeet jy dit. Jy dink nog aan daai ietsie wat die Here vanoggend vir jou oopgemaak het in die skrif, want jy dit nie gaan leer skryf nie. Net nou, wat het die Here vir my? Ek het iets beleef, die Here het my iets gewys wat ek vergeet. Weet jy hoeveel keer het al my lewe gebeur dat die Here vir my ietsie oopmaak, maar ek het in die tussentyd geleer. As ek ietsie beleef, iets raak sien wat die Here vir my wys, gaan skryf dit onmiddellik neer of ek sit dit op my foon, skryf dit ergens. En die Here is so getrou, ek het baie keer na die tyd, dan sê ek, Here, wys dit net vir my asseblief weer. En dan wys hy dit vir my net en te dink, nou weet ek weer, skryf ek dit neer. Die vyand sal enigiets probeer doen, om jy weg te hou van dit wat die Here vir jou wil wys. Baie jare terug, ek sluit af met dit. Ek praat seker van 23 jaar terug. In daai omgewing, was nog in Groblersdal. Was daar 'n herlewings wat uitgebreek het in verskillende dele in die wêreld. En ek sal dit nooit vergeet nie, ons het die video's gekyk altyd. Nou prys die Here vir video's daai tyd. En dit is nie vandag wat jy met AI goeders kan koop. Daai tyd dink ek was AI nog nie 'n gedagte. Wys hulle van hierdie groepe mense wat regtig na die Here toe draai. En dan kom die Here en hy seën hulle oeste. Ek weet nie wie van julle onthou daai tyd. Die meeste skud hulle kop, o genade. Transformation Africa, nou julle niks daarvan. Okay, maar nou wys hulle hierdie ouens se oeste. Jy sien, jy smaak, jy het dit al gesien, miskien onthou jy nou, sulke wortels man, aardappels, groot aardappels, die Here seën hulle oeste. Wys hulle dit so op die video's, soos wat hulle deur die landerye gaan. Here, dit is net iets amazing gewees. En ek onthou, Bruce Wilkinson daai tyd, daar was die hele reeks, die kerk het begin skottels opsit, want hulle het hulle moes toe om hierdie goeders te kan sien, né? En ons het, ek dink amper ons het by ons nie skottel gehad nie, ons by een van die ander kerke gaan kyk. En dit was sulke sessies wat aangebied is, en die een preek. Nou wil ek vir jou sê, hierdie voorbeeld het ek al so baie keer gebruik, en ek het al hier so gepreek, en ek het dit al gedoen ook hier, maar lang terug. Miskien het julle ook al vergeet, en hier's nuwe mense by. Maar hy 3 stoele op die verhoog gesit. Is daar iemand wat daai preek onthou? Ok, nee, dan is dit goed, niemand onthou nie. Dit was seker nie 'n baie goeie preek. Maar, of die ouens wat 2 was, is nou nie meer nie, maar 3 stoele op die verhoog gesit. En hy het vir elke stoel 'n naam gegee. Een stoel was die stoel van commitment. Mense wat regtig toegewy is aan die Here. Was die eerste stoel gewees. En hy sê toe, dit is mense wat God regtig vertrou vir alles, wat toegewy is aan hom, wat regtig sy aangesig soek. Mense wat God se voorsienigheid bonatuurlik beleef, was hierdie ouens wat gekommit is. Uitverkoop aan die Here. Die tweede stoel was die ouens wat geconfused is. Een is commitment, en een is ouens wat geconfused is. Want hulle hoor net van dit wat hierdie ouens beleef het, maar hulle sien dit nie in hulle eie lewe nie. Want hulle is nie regtig so toegewy en gekommit soos die ouens wat hier sit. En die antwoord is eenvoudig om op te staan van die stoel af en op die stoel van commitment te kom sit en toegewy te raak aan die Here. Maar nou doen hulle dit nie. Nou bly hulle confused. Hulle verstaan nie hoekom doen dit Here dit nie in hulle geslag nie. Want hulle hoor nie. Kom ek sê vir jou, as jy so hierdie geskiedenis gaan kyk na die kerkgeskiedenis en goed wat God gedoen het.
Ek meen selfs dit goed wat jy dalk gehoor het. As jy gaan kyk na die AGS se geskiedenis, ek dink dit was hier vroeg in die kerk, hier vroeg in die 1900s. Het hulle byvoorbeeld getuienisse aangeteken van die werke wat God gedoen het. Dr. Isaac Burger se boek wat gaan oor die geloofsgeskiedenis, daar word baie van hierdie goed genoem. Maar baie keer beleef ons weet dit het gebeur. Dis wat goed, wat gebeur het in daai tyd. Maar jy beleef dit nie nou hier nie. Nou raak jy gekonfuse hoekom gebeur dit nie. Die derde geslag, die derde stoel, is die ouens wat in konflik is. Want hulle hoor net wat hierdie ouens gehoor het, wat daar gebeur het, nou is hulle in konflik. Nou kan jy miskien vir my sê, maar wat se storie is die nou? Kom ek sê gou vir jou. Gaan kyk na Israel se geskiedenis, jy sien presies dieselfde. Een geslag dien die Here. Daar kom 'n koning, hulle dien die Here seën hulle. Die volgende geslag kom en dan sê die Bybel duidelik, maar hulle het nie gedoen soos wat hulle voorvaders gedoen het nie en nou verstaan hulle nie wat aangaan nie, wat doen hulle? Dan begin hulle, die eerste koning het al die afgodsaltare en voete afgebreek, die plek skoon gemaak, die Here regtig te gedien. Die volgende geslag het hierdie goed weer teruggebring. Want hulle beleef mos nie wat hierdie ouens beleef. En dan kom hulle, kry 'n geslag in konflik, wat doen die Here dan met hulle? Stuur hulle 'n ballingskap, of hy stuur een of ander volk wat hulle onderdruk, wat doen hulle? Nou begin hulle die Here weer aanroep. As die Here begin aanroep, wat doen die Here? Die Here vergewe hulle, die Here herstel, en dan begin hulle weer die Here dien. En so sien, jy sien hierdie beweging dalk in jou eie familie. Jy sien dit dalk in eras in die kerk. Daar tye is wat die Godse mense meer toegewy is as ander tye. En my gebed is dat jy sal raak sien waar jy sit vandag. En my hoop vir jou is dat jy op daai eerste stoel sal gaan sit, regtig kom met te wees. Die Fariseërs het hierdie probleem gehad. Matteus 13 sê dit mooi, Jesus praat van hom, Matteus 13 vers 13. Hoor dit sê hy daar. Hy sê vir hulle, hy sê dan van vers 13 of van Matteus 13, hy sê, ek praat met julle by wyse van gelykenisse, want hulle kyk en tog sien hulle nie, en hulle hoor en tog luister hulle en verstaan hulle nie. Jesus het juis vir hulle verhale vertel. Hy het juis konkrete goed wat hulle kan sien fisies, dit is hoe hy gepreek het, dat hulle wat dit kan onthou en kan raak sien wat hy vir hulle wys oor die koninkryk, nee. Hy sê die profesie van Jesaja word in hulle geval bewaar het. Julle wat my woorde hoor en tog nie verstaan nie, julle wat sien wat ek doen en tog nie werklik begryp nie. Hulle het gesien, fisies gesien en alles gesien, maar hulle het nie geestelik raak gesien wat die Here vir hulle wys nie. En hier is die laaste ding, met ander woorde, jy kan hom vir my sê of dalk vra, maar hoe kan ek ook sien? En die antwoord is baie eenvoudig. Die antwoord is, spandeer tyd met God en sy mense en vra spesifiek vir insig om te sien. Moenie net sommer Bybel lees, bid voor die tyd en sê, Here, wys vir my wat U vandag vir my wil wys. Moenie net sommer kerk toe kom en sê, okay, goed, dis kerk, ter wille van kerk, jy weet, ons wil daarom nou nie die pastoor teleurstel volgende nie, want hy dan lang gewerk aan die preek, want ons waarin is daar, maar verlos het daar, maar ek sê nou maar gaan ter wille van, ek het so oom gehad en een van die vorige gemeentes wat maar kerk gekom het, maak nie saak hoeveel mense was daar nie, want hy het altyd gesê, ek wil daarom nou nie hierdie pastoor moet alleen daar opwag. Hy het baie goed bedoel, dit is regtig so. As jy instap, vra Here, wys vir my. Ek wil sien wat U vandag vir my wil wys. Jy sal verbaas wees as jy vir dit begin vra.
hoe die Here dit vir jou sal gee. En as jy nie gefokus het op die wys die Here baie keer vir jou, maar jy sien dit nie, want jy is nie gefokus om raak te sien wat hy vir jou wys. Ek wil vir jou sê, as jy begin raak sien wat God vir jou wys, en jy gaan doen dit, gehoorsaamheid, om gehoorsaam te wees, is 'n bewys van dit wat jy sien. Anders mors jy jou tyd. Anders is jy die Fariseërs. Hulle kyk en hulle sien niks. As die Here vir jou ietsie wys vanoggend, miskien moet jy hier uitstap en vir iemand gaan goed wees. Miskien moet jy hier uitstap en vir iemand 'n boodskap stuur. Miskien moet jy dalk vir iemand gaan bid. Die Here lê iemand op jou hart. Dis wat ons dit doen, né? Die Here lê iets op jou hart. Gaan doen dit, gaan sê dit, gaan gee dit, gaan wees daar vir dit. Want God het dit vir jou gewys. So ek vra weer vir jou vanoggend. Wat het jy vanoggend in hierdie diens gesien? Jou geestelike groei gaan daarvan afhang. As jy dit gaan doen, miskien is jy bang, net te maak ek 'n fout. Weet jy wat? Jy sal nie fout maak. Jy sal nie fout maak. Gaan doen net wat die Here vir jou sê. Dis hoe ons leer. Dis hoe, as ek nou terug gaan kyk na Dinsdag aand se selgroep, en ek wil jou tog uitnooi. Ons is besig met verander jou wêreld. Om jou wêreld te verander, moet jy eers verander. Dis 'n hele reeks dinge wat ons doen. En ek bemoedig jou ook. Ons het net die inleiding gedoen. Jy gaan nie iets mis. Maar wees gehoorsaam. Wees gehoorsaam. Hoor wat die Here vir jou sê. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir dit wat U vir ons kom wys elke dag. Dankie vir die openbaring wat U vir ons gee. Here, groot en klein. Here, baie keer kyk ons na 'n blommetjie of iets wat mooi is en dit maak ons harte so warm om iets te beleef van U goddelike skepping. U wys ons iets van die werk van die hande. Baie keer is dit voorsien jy op maniere wat ons na die tyd sê, maar ek weet dit was nie ek nie, dit kan net die Here wees. Ek wil bid vir elkeen van my broertjies en sissies, Here, om nooit moedeloos te word nie, maar altyd te vra dat U vir elkeen van hulle sal wys. En ek bid dit spesifiek vanoggend. Wys vir elkeen hier in hierdie plek vanmôre. Mag elkeen vanoggend insien dit wat nodig is. Mag elkeen vanoggend insig kry in dit wat U vir elkeen moet oopmaak. In U kosbare naam alleen. Kom ons bly so 'n bietjie aan aanbidding. Niemand kyk rond. Ek wil net hê daar waar jy sit. Kom ons praat so 'n paar oomblikke met die Here oor dit. As jy nie weet ook hoe om te doen wat die Here vir jou wys nie, vra vir hom. Here, wys my ook hoe. Die Here is getrou altyd.